Graad 12, welkom, ons kyk vandag na saamgestelde hoeke en ons sal so eintlik 'n basiese klein bietjie hersiening doen van graad 11 werk, werk wat ons in graad 11 gedoen het. En ons gaan kyk na 3 situasies wat kan plaasvind. In die huiswerk is oefening 8, al die ewige getalle, oefening 8, al die ewige getalle. In hierdie situasie gaan ons basies 3 scenario's kry. 3 scenario's. Die eerste scenario is wat ek sin x is gelyk aan plus minus sin y, cos x is gelyk aan. So wat ons hier sien is dat dit is sin, maar die verhouding verskil. Cos, maar die verhouding verskil. En tan, maar die verhouding verskil. Dis ons eerste ene. Kom ons kyk hoe lyk dit. Ons kyk na 'n praktiese voorbeeld. Hier het ons vir sin, en ons kan sien dat hierdie verhouding verskil. Die eerste ding wat ons gaan doen is ons gaan sê wel hierdie sin is negatief. So ons gaan kyk na ons reduksieformule en ons gaan sien dat sin is negatief by 360 minus x en by 180x. So al wat ons nou doen is ons vat daai 3x, ons vat daai 3x en ons sê 180 plus die x, want dit is 180 plus die x plus 360 en onthou net om te sê dat n is 'n element van die heelgetalle. Nou trek ons x aan beide kante af, so ons het 2x is gelyk aan 180 en dit. En nou deel ons alles met 2, onthou ons moet die 180 deur 2 deel om 90 te kry en ons moet die 360 deel om dit te kry. Onthou dis net wanneer ons optel en aftrek wat ons gelyksoortige terme met optel en aftrek. Maar as ons deel of vermenigvuldig word al die terme vermenigvuldig of deel. So dis die een oplossing. Of die tweede oplossing is 3x is 360 minus die x. In daai geval is dit net x plus 360. Ons stel x aan beide kante op, so dit gee vir ons 4x is gelyk aan 360 plus dit. En nou gaan ons elke term deur 4 deel. So dan is 360 word 90 en 90. En dit is my tweede oplossing. So daar is my 2 oplossings in daai geval. Ons kyk na nog 'n voorbeeld gou-gou. Ons kyk na dit is tan en tan en hierdie verskil. Reg? So ons kan dan letterlik sê in die geval van tan is daar mos net een oplossing wat homself elke 180 grade herhaal. Daar sê. So ons kan nou sê dat daai is gelyk aan daai plus 180. En onthou k is 'n element van s. Nou omdat hier 'n 2 hier in die dele 'n noemer is, gaan ons elke term met 2 vermenigvuldig, so daai 3 word 'n 6, daai word minus 140, daai word net 'n x en daai 180 word 360. Nou gaan ons aan beide kante x aftrek, dan word daai 5x en ons gaan aan beide kante 140 bytel, dan gaan daai 140 word. En nou gaan ons elke term deur 5 deel, so daai word 28 en daai 72k. Dit was die een benadering. Die tweede ouetjie is wanneer ons nog steeds vir sin het, en in hierdie geval is die verhoudings dieselfde, maar daar is ander waardes hiervoor. Ons idee hier is, ons gaan deel beide kante deur, ons gaan eerstens en ons gaan sê, goed, ons deel eers al die terme deur 3, so hierdie word nou 4 op 3 cos x. En nou gaan deel ons al die terme deur cos x. Hoekom deel ons dit deur cos x? Want dan gaan ons opeindig met tan x is gelyk aan. En daai cos x gaan mekaar dan nou basies cos x gedeel deur cos x is 1. En nou kan ek oplos vir tan x, so dis 53 grade plus 180k. Reg?
Nog 'n voorbeeld, ek het vir sin x maal cos x plus sin kwadraat x. So ek kan nou hier uithaal vir sin x as ek sien sin x is dit en ek haal hom uit. So die maklike een is sin x is 0. Nou onthou net altyd dat sin 0 grade is basies altyd 0 grade, maar hy herhaal homself elke 180 grade herhaal hy homself. So dis belangrik dat jy daai konsep moet ken, want hulle gaan hom nogal baie vra en hy gaan baie uitkom. En nou is ons terug by die eerste voorbeeld. Ons sê hierso dat cos x plus sin x, so sin x is gelyk aan minus cos x. Ons deel alles deur cos x, sodat ons kan opeindig met tan x is gelyk aan minus 1. En as ons dit gaan uitwerk, is dit minus 45 plus 180 grade K. So dit is ons tweede voorbeeld wat ons hierso het. Dit is alles van graad 11. Die derde ouetjie is wanneer ek werk met sin plus minus cos. So julle sal sien hierso is dit sin cos cos tan, maar hier sit sin cos. Hierso is dit ook sin cos, maar nou verskil die waardes met mekaar. En wat ons hier doen is ons gebruik die kofunksie om die cos in 'n sin te verander. So ek het hierso vir cos, maar ek sien hierdie verskillend. So die enigste verskil tussen hierdie twee is dat daai waardes verander. So ons gebruik hierso die kofunksie. Ons skryf daai sin oor in terme van die kofunksie cos. 90 minus sin is 90. Eintlik is daai nie sin nie. Daai moet wees, ons skryf hom oor as die kofunksie dat cos is gelyk aan dit. En as ons nou kyk na die kofunksie daarso, dan gaan kyk ek nou weer net, ek is nou terug by basies ek het nou 'n cos, as jy mooi sien, het ek 'n cos en ek is terug by hierdie eerste situasie waar ek cos het. So ek gaan nou presies die stappe volg wat ek in die eerste situasie gevolg het. So daai enetjie moet ek ook net regstel daarso. Daai is 111, as ons hom reg uitwerk, 111 minus theta. Okay? So ons sien dat die cos is positief hier by theta in 360. So kom ons begin by die eerste ene. Ons stel daai 2 theta gelyk aan daai. So die 2 theta is gelyk aan daai plus 360 en is 'n element van die heelgetalle. Ons tel theta by aan beide kante, so daai word 3 theta. En dan deel ons alles deur 3 om die antwoord te kry. Die tweede alternatief is 360 minus daai hoek. So 2 theta is 360 minus daai plus 300. En al wat ons nou doen is, ons vereenvoudig, daai word minus 111 wat ons so toevat, en daai word plus theta wat daar lê. Ons trek theta aan beide kante af, dan is my antwoord dit. So, dit is die 3 metodes wat jy in gedagte moet hou vir die oplossing van die werk wat jy moet doen, in die oefening wat jy moet doen. Baie sterkte, dit is basies graad 11 hersieningswerk. Dankie.